Okay, so as ons wil verander na 'n ander TriGnet-stasie toe, hierdie is net om te wys, ons is connected to CHC internal Android device en dit is 'n LT60H. So, as dit nie alreeds so gedoen is nie, moet jy net disconnect en dan kies jy dat dit so lyk en jy druk die connect knoppie, maar hy sê tans is ons connected, so dit is belangrik om dit net te weet, maar sien dat julle nie nou met ander receivers werk nie, sal hy altyd so bly. Okay, en dan gaan jy na config toe, jy gaan sê GNSS rover, en hier kan jy sien, ons is tans by TriGnet of Triple B is dat jy nie selfoonsein het nie, jy is al ver weg, en jy wil 'n akkuraatheid hê, dan gaan hy met converge, wat so 10 minute, maar dan kan jy meet. Maar met TriGnet, as jy binne 'n radius van, sê 30 km van 'n stasie is, kan jy 2 tot 4 cm akkuraatheid verwag, en hoe verder jy weg gaan van die stasies af, hoe gaan daai akkuraatheid afneem, maar in meeste gevalle sou ek sê, jy is veilig tot so by 100 km kan jy nog werk. Okay, so as jy dit wil verander, sê net maar jy is in 'n ander dorp of iets, hier tans wys hy vir ons is op Groblersdal, dan swipe ek hom net na regs, ek druk die pennetjie, okay, dan klik jy net hierso op Get Mount Point, dan gaan hy self jou wys, wat is die naaste stasie aan waar jy is. So jy is baie naby aan Groblersdal se stasie, dis altyd 'n fout met so 1000 meter, want hulle disclose nooit die actual posisie in hierdie afstande nie. Net vir veiligheid in elk geval. Dis 'n algemene ding by al die GPS vervaardigers. So hierso kan ons sien, is dit wat is daai Middelburg dalk en so. So daar's 60 km, hier's 90 km een weg, daar's nog eene. So daar's heelwat naby julle. Dan kies jy die een waartoe jy wil connect. As hy anders, kan jy connect na hom toe en dan sê net save and accept. Dis hy. Nou moet jou controller obviously op hierdie stadium moes al op die internet gewees het. En as hy reg gekry het en ingedial het en TriGnet is actually aan, die server is aan, dan gaan jy hierdie sien, suksesvol. En as jy dan sê nou, gaan jy sien, jy is dadelik gefiks en daarbo kan jy sien, het jy akkuraatheid. Nou, jy sien, 53 satelliete. Nou, onthou, TriGnet gee net vir ons GPS en GLONASS, maar hierdie stelseltjie, hierdie GPS, augment sy eie ander konstellasies ook in, wat nogal amazing is. Check hoe sit hulle daarso. Nou, net daai prentjie, al die satelliete wat so op die kante sit, beteken hulle is almal laag op die horison. Daar is net so 5 of 6 bo jou kop. So aan die middel is waar jy staan, en hoe nader hulle aan die boel kom daar binne, dis hoe hoër hulle is van die horison af bo jou. Net dat jy weet. Okay, maar in geval, so as jy nou byvoorbeeld noord kyk, dan is regs agter jou, aan die suidooste kant, as daar so 'n klomp GPS-satelliete by mekaar. As daar nou 'n groot bloekombos is, gaan daai satelliete nie ingebruik word nie. Net dat jy weet, so as jy naby bome is of so, kyk net na hierdie prentjie, figure uit waar's noord, en dan sal jy sommer weet, okay, my meeste van my satelliete is hierdie kant, so dis hoekom hierdie ding se kwaliteit nou so sleg is, of wat ook al. En jy kan ook sien, as daar enige Galileo satelliete aan is of nie, so daar's nou 'n paar Galileos, so as jy die ES6 sein wil optel, moet jy dan 'n paar Galileos sien vir die ES6 om te werk, so sekere tye van die dag gaan jou L-band nie lekker werk nie.